Goeiedag aan elkeen van julle wat besluit het om via die internet hier by ons in te skakel. Vir die van julle wat het nog nie te veel buite wag nie, wil ek en my kollega Dominee Albertus die versekering gee dat ons net begrip het daarvoor. Dat ons nie eintlik net begrip het daarvoor nie, maar dat ons het ook aanmoedig dat julle asseblief in hierdie stadium ook veilig sal wees. Kom net deur die pandemie. Maar my gebed is tog dat die pandemie vinnig sal eindig. Ons verlang, maar asseblief, moenie op enige manier skuldig voel as jy nie in hierdie stadium kan sien om eredienste in persoon by te woon nie. Bly asseblief veilig en bly gesond. Vir almal van julle wat dalk nou op 'n skerm na die boodskap kyk, ek waardeer dit. Jy kon vandag na duisende ander predikante geluister het. My gebed is dat jy verby my kan kyk vanoggend en dat jy die Here in die woord sal hoor. Ek hoop dat waar jy ook al na die boodskap luister, jy die stem van die Heilige Gees sal hoor. Want ek glo natuurlik dat hy self vandag met jou 'n afspraak gemaak het. Kom ons word stil voor die Here, dan bid ons saam. Hy wat berge vorm en die wind skep, hy wat sy gedagtes aan die mens bekend maak, hy wat die dag breek donker maak, hy wat oor die hoogtes van die aarde gaan, sy naam is Here, die almagtige God. Amen. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ek wil vandag vir julle eintlik 'n baie ou bekende verhaal lees. Ek dink seker een van die bekendste verhale in die Bybel. 1 Samuel 17. Dis natuurlik die storie van Dawid en Goliat. Dit is die teks wat die leesrooster vandag ook vir ons voorskryf om te lees. 1 Samuel 17, ons lees vanaf vers 1. Die Filistyne het hulle krygsmag opgeroep. Hulle het bymekaar gekom in Soko, wat aan Juda behoort, en het kamp opgeslaan in Efes Damin, tussen Soko en Aseka. Saul en die manskappe van Israel het bymekaar gekom en kamp opgeslaan in die laagte by die groot boom, en teenoor die Filistyne stelling ingeneem om te veg. Die Filistyne het teen die een rand gestaan en die Israeliete teen die ander, met 'n smal vallei tussen hulle. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laar van die Filistyne uit. Sy naam was Goliat en hy was afkomstig uit Gat. Hy was 3 meter lank. Daar was 'n bronshelm op sy kop en hy het 'n harnas met skibbe aangetree. Die gewig van die harnas was 57 kg. Daar was bronsskerms voor sy bene en tussen sy wapens was daar 'n bronsswaard. Die steel van sy spies was so dik soos die dwarsbalk van 'n weefstoel en die ysterlem daarvan was 7 kg. Sy skilddraer het voor hom uitgeloop. Goliat het gaan staan en na die linies van Israel geroep. Hy het vir hulle gesê: "Waarom het julle uitgekom om gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om na my toe uit te kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk." Verder het die Filistyn nog gesê: "Ek staan die linies van Israel al heeldag en verklein neer. Gee my tog iemand dat ons te mekaar kan veg." Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het hulle geskrik en baie bang geword. En dan gaan ons nou verder lees in vers 20. So vanaf vers 11 tot 20 lees ons dat Isaai vir Dawid stuur om kos te vat vir sy broers wat dan saam met Saul op die oorlogsveld is. Vers 20. Dawid het die môre vroeg opgestaan, die kleinvee aan die wagter afgegee, die goed opgetel en gegaan soos Isaai hom beveel het. Net toe hy by die kamp aankom, het die leer wat na die gevegslinie toe uitgaan, die oorlogskreet aangehef.
Israel en die Filistyne het naamlik in linies teenoor mekaar stelling ingeneem. Dawid het die pak wat hy gedra het onder die sorg gelaat van die man wat die goed oppas en na die linies toe gehardloop. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers hoe dit gaan. En terwyl hy nog met hulle praat, kom die baasvegter Goliat die Filistyne uitgat, juis uit die linies van die Filistyne vorentoe, en hy praat weer so. Dawid het dit gehoor. En toe die Israeliete die man sien, het hulle almal vir hom gevlug, en hulle was baie bang. 'n Israeliet sê toe, julle sien nie die man wat vorentoe kom. Hy kom net om Israel te verkleineer. Die man wat hom verslaan, die koning sal daardie man baie ryk maak en sy dogter aan hom gee. En die man se familie sal in Israel van alle verpligtinge vrygestel wees. Dawid het vir die manskappe wat by hom staan gevra, wat sal gebeur met die man wat die skande van Israel wegneem en die Filistyne aan die ander kant verslaan? Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn nogal dat hy die linies van die lewende God verkleineer? Die manskap het dieselfde vir hom gesê, so sal gedoen word aan die man deur wie die Filistyn verslaan word. Dawid se oudste broer Eliab het gehoor wat hy met die manskappe praat en Eliab het hom vir Dawid vererg en gesê, waarom het jy hierheen gekom en dan weet jy dat die klomp kleinvee in die droëveld afgegee? Ek ken jou vermetelheid en kwaadwilligheid. Het jy net hierheen gekom om na die geveg te kyk? Toe sê Dawid, wat het ek nou gedoen? Is dit dan nie 'n belangrike saak nie? Dawid het van hom af weggedraai na 'n ander een toe en dieselfde gevra en die manskap het geantwoord soos die eerste. Die woorde wat Dawid gesê het, het rugbaar geword. Die manskap het dit vir Saul vertel en hy het hom dat haal. 'n Mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy 'n vegter van kindsbeen af. Toe sê Dawid vir Saul, as ek die kleinvee vir my pa oppas, en dan kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan en hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek. Hy het 'n bronshelm op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. En Dawid het Saul se swart boog oor sy uitrusting vasgegord. Maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie. En Dawid het dit uitgetrek. Hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en dit by sy skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het al hoe nader gekom na Dawid toe, terwyl sy skilddraer voor hom was. Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was, met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê, is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom? En hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee.
toe die Filistyn regmaak en nader kom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroorgeval op die grond. Met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eens 'n swaard by hom gehad nie. Ons lees dit tot sover. Die kinders kan nou nader skuif en ek dink die groot mense kan ook maar bly, want Sakkie verstaan iets van hierdie storie van Dawid en Goliat wat ek dink julle nou moet luister. So verbeel jou, jy is op die Ellispark en die All Blacks speel teen die Springbokke, heb ek hier rugby. En almal is opgewonde en so, maar ons is ook benoud, want die All Blacks is baie sterker en het lyk of hulle gaan wen. En niemand weet wat gaan nou gebeur nie, hulle het 'n baie sterk speler en so aan. En almal is benoud. En dan die volgende week kom daar 'n skoolseentjie. En hy verkoop hotdogs, hy het so 'n skinkbordjie met hotdogs en chippies en hy sê, hotdogs, chippies, koeldrankies. En dan sê almal, man, kom uit die pad het ons wil sien wat gebeur daar op die rugbyveld. En dan hoor hy die mense is benoud van, die All Blacks is so sterk en, het daai verskriklike speler. En dan kyk hy so en sê, ag, wat worry julle so enig, iemand kan daai gaan wen, hy is nie verkeerde span. En dan sê hy, nou maar fyn, dan trek ons vir jou rugbyklere aan, en dan hang die klere so los. Want hy is in die skoolseentjie en so aan. En dan, die volgende oomblik, dan sê hy, right, hier gaan ek. En dan sê hy in die span en dan, woeps, tackle hy die groot ou wat niemand gedink het sal hom kan vastrek en so aan nie. En dan wen die Springbokke en almal is opgewonde en bly en bly en bly. En hulle kan nie glo nie, haai, die skoolseentjie wat kossies verkoop. Hy het so waardig gesorg dat die Springbokke wen. Julle, dis amper hoe die storie is van Jan en die boontjie rank. En nee, wag. Ekskuus, van Dawid en Goliat, want dis 'n regte Bybelstorie. Want Dawid was die jongste ou boetiekie, hy het gekom om sy broers te soldate. Toe kom hy help en vir hulle kos te gee. Hy kan nie help wat klein nie. En dan ewe skielik, dan gebruik die Here vir hom om die groote en erge Goliat te wen. Ons almal weet natuurlik Dawid is gesalf as koning. So daar was iets spesiaals met hom aan die gang. Ek hou baie van die storie, want het help my om te weet. Goed, help vir ons. En dan lyk dit of daar net chaos is. Is die Here die ene wat vir ons help, om te weet, ons kan hom volg. Een nag was daar 'n groot donderstorm terwyl 'n ma haar klein seentjie in die bed gesit het. Sy was op pad om die lig af te skakel toe die seentjie in 'n bewende stemmetjie vir sy ma vra: "Mamma, kan mamma nie maar die heel nag hier by my bly nie?" En die mamma het teruggekom na die bed toe en vir hom weer 'n drukkie gegee en toe saggies vir hom gesê: "Boetie, ek kan nie by jou bly nie, want gaan pappa nou sê as ek die hele nag hier by jou lê, ek moet mos by pappa in ons kamer gaan slaap." Na 'n lang stilte het die seentjie vies gesê: "Die groot ou bangbroek." Is die waarheid, nee. Dalk is ons as volwassenes nie meer so bang vir die weerlig of vir die storms nie. Maar vrese werk verlammend in op mense van alle generasies. Daar's 'n klomp dinge waarvoor mense bang kan wees. Die woord fobie is afgelei van die Griekse woord phobia. Ek weet nie hoekom hulle altyd 'n Griekse woord
moet kry en dan die woord fobie daar agteraan voeg om 'n spesifieke vrees aan te dui nie. Miskien is dit omdat Grieks so 'n vreesaanjaende taal is, wel in elk geval vir my. In die sielkunde verwys so 'n fobie na 'n vrees of paniek wat buite verhouding is met die bedreiging wat agter dit is. Sielkundiges identifiseer 5 hoofgroepe fobies, 5 kategorieë. Daar's die vrees vir diere en nou dit sluit nou in goed soos insekte, motte en spinnekoppe en dan die vrees vir natuurverskynsels is die tweede kategorie. Dis as jy bang is vir donderweer en blitse en sulke goed, dan is daar vrese wat verband hou met enigiets medies, soos bloed en inspuitings en sulke goed. Dan die vierde een is vrese wat met spesifieke situasies verband hou. Byvoorbeeld om te vlieg, om huisbak te ry, om te bestuur, om te versmoor, om te verdrink. En dan die laaste een is dan die algemene kategorie wat nou ander vrese insluit, soos die vrees om te verstik, of die vrees vir harde geluide, of wat ook al. Ag, julle weet mos nou van fobies, maar ek het gewonder of julle sal uitmaak wat hierdie fobies is. As ek nou vir julle sê arachnofobia, is die nommer 1 vrees, want as ek seker die meeste van julle sal presies weet wat dit is, die vrees vir spinnekoppe. Nog 'n gewilde een is akrofobie, hoogtevrees soos ons dit ken. Dan die derde een is, wat ek net wil noem is hemofobie, is die vrees vir bloed. Nog een wat baie gewild is lepidopterofobie, is die vrees vir motte en skoenlappers. Ja, mens kry sulke mense ook. Cyberfobie is die vrees vir rekenaars. Dit kom veral by ouer persone voor. Hydrofobie is die vrees vir water. Lunafobie, die vrees vir die maan. Astrofobie is die vrees vir weerlig. Krematofobie is die vrees vir geld. Ek vermoed die vrees vir 'n gebrek aan geld is ook daarso, maar ek weet nie wat mense dit noem nie. En dan wat van triskaidekafobie, vrees vir die nommer 13. Fobofobia, die vrees vir vrees. Ja, dit is ook 'n ding. Ek vermoed ek wil vir jou nog 2 fobies noem. As jy in een van hierdie fobies ly, dan tap die sweet jou waarskynlik af wanneer jy my sien. En ek vermoed ek gaan jou nie vinnig in 'n erediens sien nie. Die eerste een is ekklesiofobia, dis die vrees vir die kerk. En dan homileofobie, vrees vir preke. Alhoewel ek dink die meeste van julle het meer net 'n vrees vir homilelongusfobie, 'n vrees vir lang preke. En persoon sê as ek lag en ek glad nie oor fobies nie, want ek is self so 'n bietjie klaustrofobies. Ek onthou toe ek en Anneke so 'n paar jaar terug in Jerusalem was daar 'n toer gewees, wat jy onderdeur die Dawidstad in tonnels kon gaan. Maar hulle sê toe vir ons voor die tyd, as jy bietjie engte vrees het, moet jy nou nie saam gaan nie, want ergens op 'n stadium in die tonnels gaan dit baie nou wees en gaan jy gebukkend moet loop. Nodeloos om te sê, Hanneke het alleen op die toer gegaan, terwyl ek rustig bo in die koffiewinkeltjie op haar gewag het en net na die tyd na die foto's gekyk het. 'n MRI-skandering is vir my uiters traumaties. Ek lag beslis nie oor fobies nie. Ek vermoed egter, iemand anders se vrees is mos altyd vir ons snaaks of vreemd. Dis net snaaks as ek nie self ook daardie vrees het nie. Ons het almal die een of ander vrees. En ons het almal al een of ander vrees beleef. En hoor vir my mooi, vrees is eintlik 'n baie normale, baie natuurlike, menslike emosie. En daar's baie dinge waarvoor ons maar versigtig kan wees. Terwille van ons oorlewing moet ons 'n veg of vlug reaksie hê. Ons het adrenalien nodig in gevaarlike situasies. Vrees is 'n verdedigingsmeganisme wat deur God in jou liggaam geplaas is, ingebou is. Dis daai ding wat maak dat jy oor 'n muur kan spring wanneer jy skielik 'n slang hier langs jou opmerk.
Maar dis wanneer vrees jou lewe begin oorneem, jou funksionering oorneem, dit negatief inwerk op jou menswees, jou verhouding met ander beïnvloed, dis dan dat dit nie meer gesond is nie. Paulus sê vir Timoteus, God het nie vir ons 'n gees van lafhartigheid, vir gees van vreesagtigheid gegee nie. Ek vermoed Ruth Gendler was reg toe sy gesê het, vrees het 'n groot skaduwee, alhoewel hy self maar klein is. Ek dink die Duitse spreekwoord is reg wat sê, vrees maak die wolf groter as wat dit is. Maar dit help nie altyd nie. Ek raak nog steeds soms maar bang. Die komediant en skrywer Dave Barry skryf iewers hierdie woorde. Ek kan so identifiseer hiermee. All of us are born with a set of instinctive fears, of falling, of the dark, of lobsters, of falling on lobsters in the dark, or of the words, some assembly required. Glo my, daai woorde laat my in sweet uitslaan. Die probleem met vrees is dit. Vrees kan ons lam lê en maak dat baie van ons nooit ons maksimum potensiaal bereik nie. En vrees word deesdae gedryf deur die media en politici. Want die feit is, hoe banger jy is, hoe makliker is dit om jou te beheer en jou te manipuleer. En hoor vir my, die meeste politici maak hulle skuldig hieraan, maak nie saak of hulle links of regs is nie. Daardie tipe vrees kom beslis nie van die Here af nie. En wat kan gebeur as ons verby hierdie vrees kan kom? Wat leer die storie van Dawid en Goliat ons oor die hantering van vrees? Die skrywer Anne Lamont het ons gesê, moed is net vrees wat begin bid het. En Robert Louis Stevenson het gesê, hou jou vrese vir jouself, maar deel jou moed met ander. Ek dink nogal dit is hoe Dawid hierdie situasie hanteer het. Toe hy daar aankom, was Saul se hele weermag broekbewe bang vir die reus Goliat. Gelukkig vir hulle daag hierdie chokkertjie Dawid daarop, want hy glo, hoe groter die reus, hoe harder tref hy die aarde wanneer hy val. Die geheime woord wat Dawid eintlik vir Saul se weermag en vir ons vandag wil kom leer is God. Of soos die woord wat Dominee Gys van Skoor hierdie week tydens Pinkster vir ons weer aankom herinner het. Hierdie een woord wat alles verander. Jesus. Dawid wil nie vir ons wys hoe dapper hy is nie, maar hoe getrou en almagtig God is. En as disippels wat wil leer hoe om saam met Jesus te leef, is die woorde van Haddison Robinson die absolute waarheid. In any situation, what you are determines what you see. And what you see determines what you do. Met die jare heen het ek nou 'n paar preke gehoor oor Dawid en Goliat en dit wissel nogal sommige predikers beeld vir Dawid uit as hierdie voortvarende, arrogante tiener wat nog moet leer. En ander beeld hom weer uit as hierdie geloofsheld. So hoe moet ons hom sien dan? Ek glo Dawid het
voete van klei gehad, soos wat ek glo alle geloofshelde maar het. Maar Dawid het 'n verhouding met die Here gehad. Hy het God se teenwoordigheid ingeoefen in sy lewe, elke dag. Daar waar hy besig was met die skape in die veld, was hy besig om homself in te oefen in die teenwoordigheid, om in die teenwoordigheid van God te leef. Dawid het geweet dat jy dalk 'n reus voor jou kan sien, maar dat God groter en sterker is as enige iets of iemand. En daarom kan Dawid nie glo wat sy ore oor toe hy Saul se leermag by Saul se leermag kom nie. Alwaaroor die soldate praat, alwaaroor die mense praat, was Goliat dit en Goliat dat. Was hulle nie veronderstel om ook God se mense te wees nie? Is disippels van die Here, gelowiges, is ons nie veronderstel om anders te klink nie? Is volgelinge van God nie veronderstel om selfs wanneer ons van aangesig tot aangesig met 'n Goliat kom, veronderstel om met hoop te praat en te leef nie? Sien, almal rondom Dawid op daardie oomblik was verlam deur 'n Goliat-fobie. Niemand kon God se werklikheid raak sien nie, want hulle was verblind deur Goliat. En omdat hulle so verblind was deur hulle vrees, kon hulle nie God se geskenk aan hulle, Dawid, raak sien nie. Sien, Dawid was 'n man van God, hy was 'n navolger van die Here. En Dawid het in die wêreld, het in die groot wêreld van God geleef. En omdat hy in die groot wêreld van God geleef het, daarom kon hy in die klein wêreld van beere en leeu's en Goliats, daarom kon hy daardie wêreld hanteer. En daarom staan hy oënskynlik vreesloos, want die Bybel sê nie vir ons hoe het hy gevoel op daardie stadium nie. Maar oënskynlik vreesloos staan hy met net 'n ketty en 'n klip in sy hand voor hierdie vloekende, gewapende Goliat. En die res, soos hulle sê, is God se geskiedenis. So die vraag waarmee ek en jy vandag gekonfronteer word is, gaan jy gevorm word deur jou vrese, deur die Goliats van hierdie wêreld? Of gaan jy toelaat dat God jou vorm? Gaan jou kniekoppies so bewe dat jy flou val? Of gaan jy op jou knieë leef, jou oë gefestig op die Vader, in aanbidding voor hom? Is ons nie so bang vir die Goliats, omdat ons dink, dis ons las om te dra, dis ons fight om te fight, dis ons wat moet wen, dis ons wat net harder moet probeer, dis ons wat net harder moet werk in ons geestelike lewe, ons wat net harder moet glo. Wat is nie waar nie. In een van sy boeke gebruik die skrywer, die sielkundige Bruce Larson, 'n beeld wat ek dink ons nogals kan help. Hy vertel dat hy vir baie jare lank 'n praktyk in New York gehad het, waar hy mense gesien het wat geworstel het met verskillende Goliats in hulle lewe. En dan het hy hulle na die RCA gebou in Fifth Avenue geneem. Want voor daardie gebou was daar 'n reuse standbeeld van Atlas. Hierdie perfek geboude bodybuilder van 'n man wat al sy spiere inspann om die aarde op sy skouers te dra. Atlas, die sterkste man in die wêreld, kan skaars regop staan as gevolg van die swaar las van die wêreld wat op sy skouers rus.
En dan sal Bruce Larson vir hulle sê, dit is een manier van lewe. Jy kan probeer om self die wêreld op jou skouers te dra. En daar gaan dalk oomblikke wees waar jy dit gaan regkry, maar éventueel gaan jou knie knak. Gaan jy misluk, omdat jy moeg raak van die heeltyd probeer. En dan sê Larson vir hulle, kom ek gaan wys vir jou 'n beter opsie, net oor kan die pad. Want aan die ander kant van Fifth Avenue is die St. Patrick's Kathedraal. En daar agter die altaar is 'n klein beeldjie van Jesus as 'n 8 of 9-jarige seentjie. Wat in sy hand die wêreld vashou. Hoe gaan daai liedjie? He's got the whole world in his hands. Moeiteloos. Die waarheid is dat ek en jy altyd 'n keuse het. Op wie maak ons staat om die Goliats te oorwin? Op wie maak ons staat om ons laste te dra? Want Jesus het gesê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Eendag het iemand vir Moeder Teresa gevra, hoekom sy dan nooit uitbrand nie? Hoekom soog sy nie onder die las van hierdie veel eisende taak om vir al die mense rondom haar wat so swaar kry, te sorg nie? En toe het sy klaarblyklik geantwoord, want ek word nie geroep om suksesvol te wees nie. Ek word net geroep om getrou te wees. So, hoe bly ek en jy getrou? Die Heilige Gees wil ons 3 dinge laat doen. Die eerste ding is, hy wil ons help om die eerste tree te gee. Op watter punt het Goliat gesterf? Was dit toe Dawid sy kop afgekap het? Nee. Was dit toe Dawid hom met die klip raak gegooi het? Nee. Was dit toe Dawid die 5 klippies opgetel het? Nee. Was dit toe Dawid vir hom vertel het wat hy met hom gaan doen? Amper daar. Goliat het sy houtpak aangetrek, toe ons die woorde in die laaste deel van vers 40 hoor. En met sy slingervel in die hand, het hy op die Filistyn afgeloop. Dawid het die eerste tree in gehoorsaamheid gegee. Hy het geweet God is met hom. Net soos wat ons weet, ons het die Gees in ons. Geloof is om daar die eerste tree te gee en om dan die volgende tree te gee. Heilige Gees wil ons daarmee help. Die tweede ding wat die Heilige Gees ons wil laat doen is om nes Dawid in vers 47 te bely dat die oorlog, die feit aan die Here behoort. Dat God die Filistyne in Israel se mag gaan gee, sodat die hele wêreld kan weet dat Israel 'n God het, sê vers 46. Nou, daar's mal juis in 'n sulke stories, maar vandag wil ek graag hierdie storie vertel. Dit is 'n ware storie. Hulle sê tydens een van die veldslae tydens die Napoleontiese oorlog is Veldkirch, 'n Oostenrykse dorpie, deur die vyandige troepe van Napoleon omring. Een van Napoleon se mees bekwame generaals was in beheer daar, so die dorpie was in totale paniek gewees. Almal het geweet, die einde is naby. Die troepe sal waarskynlik die volgende oggend die dorpie inneem. Daar was niks meer om aan die saak te doen nie. So almal het die nag maar met swaar harte gaan slaap. Die volgende oggend, net so voor sonopkoms, is hulle wakker gemaak deur die geluid van die kerkklokke. Sien, dit was Paaszondag en die dominee wou almal net weer in die moeilike tyd herinner daaraan dat Christus opgestaan het. So die klokke het oor die valleie geëcho en dit het sielsmooi geklink.
So vir 'n paar oomblikke het al die mense in die dorp vergeet van die troepe wat buite staan en wag, en hulle het saam met die klokke die Here aanbid. 2 ure na die gelei kom 'n man by die dorp ingejaag, al skreeuende. Hulle is weg, 'n wonder het gebeur. En ons sien die geluid van die Paasfeesklokke het die Franse magte laat klink. Laat dink dat die Oostenrykse versterkings op pad was. Onder die Paasfeesklokke se gelei het hulle besluit om eerder op die vlug te slaan. God kan verseker altyd vertrou word, het die dominee die oggend in sy paaspreek vir die gemeente gesê. Hy behaal die oorwinning vir sy kinders. Die derde ding waarmee die Heilige Gees ons wil help om getrou te bly aan hom is die vraag, om die vraag te beantwoord: wat oorheers jou gedagtes? Dawid en Goliat se verhaal laat ons hierdie belangrike vraag raak sien, 'n vraag wat handig te pas kom in ongekarteerde tye. Wat is in jou gedagtes? Ja, wat oorheers jou denke? Ek herinner julle net weer aan Harrison Robinson se woorde: in any situation, what you are determines what you see, and what you see determines what you do. Mag wie jy en ek is bepaal word deur wie ons in hierdie wêreld raak sien. God, want dis sy plek die. Hy is in beheer. En omdat ons hom sien, gaan ons op ons knieë voor hom. En dit gee vir ons die krag om die volgende tree en die tree daarna te gee. Om dit selfs in die rigting van 'n Goliat te gee. Saul en sy leer se gedagtes is oorheers deur Goliat. Daarom was hulle denke op mislukking gefokus. Dawid se gedagtes is deur God oorheers. Daarom was sy denke op hoop gefokus. So hoe leer 'n mens om so nie te dink? Dis net die Bybel wat vir jou so 'n vars perspektief op die lewe gee. 'n Koninkryksperspektief. God se perspektief. Leer om buite die boks te dink. Die boks in hierdie geval is die wêreld. Buite die boks is God se nuwe koninkryk. Onthou elke keer wanneer ons nie dink, elke keer wanneer ons buite die boks dink, gaan die wêreld teen ons wees, sal ons gespot word, sal ons teenstand kry. Ek kan vir jou vir een van die mooiste voorbeelde daarvan net noem vinnig. Het julle al gehoor van die Fosbury flop? Jy sien, tot in 1960 was daar eintlik net een manier om hoog te spring. So die atlete sou op die hoogspring lat afgestorm het van vooraf en hulle bene net probeer oplig het. Hulle het dit 'n skersprong genoem. Sommige het 'n belly flop probeer, 'n tipe van vooroorduikrol. Maar in 1960, julle dis mos nou die dag, het hoogspring deur 'n omwenteling gegaan. 'n Jong atleet met die naam van Dick Fosbury het op die toneel verskyn met sy nou beroemde Fosbury flop. Almal het vir hom gesê: "Jy's mal. Dit sal nie werk nie. Dit gaan letterlik en figuurlik 'n flop wees. Bly by die ou beproefde manier. Jy gaan jou naam met 'n plank slaan. Jy gaan dit nie reg kry nie." En sy antwoord was: "Kom ons kyk maar." In die Olimpiese Spele van 1968 in Mexico wen hy die goue medalje en hy stel 'n nuwe wêreldrekord op. En vandag gebruik almal die Fosbury flop. Die wêreld gaan baie vinnig vir jou sê, dit gaan nie werk nie. 'n Slingerveld teen daardie wapenrusting maak nie sin nie. Dit gaan nie werk nie, jy gaan dit nie reg kry nie. Ek gaan jou doodmaak. Maar Dawid los die wapenrusting en die swaard en die skild en hy tel 5 klippies op. Buite die boks vir die omstandighede waarin hy hom bevind. Maar buite die boks is God se nuwe koninkryk. Buite die boks is God se nuwe manier van dink. Is God se nuwe manier van leef.
En Dawid vertrou die Here dat net hy kan help. God se koninkryk is altyd buite die boks van die wêreld. God se nuwe koninkryk is die werklikheid waarin ek en jy moet vashou. En dan die Heilige Gees dat jy dan dat 3 goed met jou gebeur as jy die woord van God, die wil van die Here te midde van die Goliat van die wêreld ernstig opneem. Hy gee vir jou 'n nuwe visie. Visie is nie vermoë om te sien wat ander nie kan sien nie. Visie is eintlik net om met God se oë na die wêreld te kyk. Iemand het mos vir Helen Keller gevra, wat is erger as om blind te wees? As om blind gebore te word? En haar antwoord was, om te sien, sonder enige visie. Broers en susters, te veel van ons vrees dit wat die media aan ons opdis. Ons vreet dit so soetkoek op. En dit sluit sosiale media in. Moenie eens net my woord vat nie, want ek kan ook verkeerd wees. Nee, toets wat ek sê, toets dit aan wat God in sy woord sê. Toets dit aan sy woord en aan sy gees. Luister na God se stem. Bid dat hy jou oë vir sy koninkryk sal oopmaak. Hy sal vir jou 'n nuwe visie gee. Die tweede ding is hy gee vir jou nuwe geloof. Geloof is om te glo wat ander nie wil nie. Dis om God op sy woord te neem. Om God se beheer in die wêreld raak te sien. Dit vra geloofsoog. Die derde ding is hy gee vir jou nuwe moed. Moed is om te doen wat ander sê nie gedoen kan word nie. Die ou cowboy akteur John Wayne het altyd gesê, courage is being scared to death, but saddling up anyway. Jy sien, dis wat disippels doen. En onthou nou, jy hoef nie te probeer om die Goliat te wen nie. Maar oefen jou in God se gimnasium, in sy woord en in gebed. Ontspan ons in, omdat hy reeds aan ons die oorwinning oor Goliat gegee het. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons kom bely dat ons dikwels na die Goliats van hierdie wêreld kyk. Dat ons bang raak, dat ons geloof verloor, en dat ons visieloos in die duisternis rondtas. Ons bely dit voor U, Here. Ons kom lê dit voor U voete. Ons kom by onsself vandag weer aan U toe en ons kom bid, Here, U wat die Almagtige is, U wat in beheer is, U aan wie al die mag behoort. Kom open ons oë, geef ons 'n nuwe visie, geef ons geloof, geef ons moed en durf, sodat ons in hierdie wêreld sal kan inbeweeg en dat die hele wêreld sal kan sien ons God leef. Dankie Here dat ons kan terugkyk afgelope tyd in ons eie lewens en Here dalk baie van hulle wat hierna luister, Here het dalk deur verskriklike moeilike tye gegaan. Dalk iemand aan die dood afgestaan in hierdie tyd. Maar dankie dat ons kan weet, U is by ons. Ons vertrou op U. Wys vir ons die pad wat ons moet loop. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus. Amen. Ek probeer my suster en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Van nou af tot in alle ewigheid. Amen.